So sê die Here, mensekind, staan op jou voete, dat ek met jou kan spreek. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Gesang 28, vers 1, 2 en 3. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is, vrede. Gesang 28, verse 1, 2 en 3. Ons lees die woord van die Here, sy wet, soos wat dit geskrywe staan in Eksodus 20 vers 1 tot 17. Die wet van die Here, Eksodus 20 vers 1 tot 17. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons lees hierdie wet saam en ons elkeen luister daarna met eerbied en ontzag. Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet
en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bely ons skuld voor die Here en ons sing saam Psalm 25 vers 5 en vers 7. Ons skuldbelydenis, Psalm 25 vers 5 en 7. Liewe gemeente, die woord van die Here leer vir ons dat die Here Jesus gee genade vir elkeen wat met 'n ware geloof en opregte berou tot hom nader. Maar die woord van die Here is ook vir ons duidelik dat sy oordeel bly op almal wat in die sonde bly volhard. Ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig
om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Liewe broers en susters, deel van ons optrede hier is om te bely dat ons sonde het. Daarom kan ons die genade van die Here ontvang, dat die wat hulle sonde bely, berou het daaroor, vrygespreek het. En nou wil ons elkeen ons geloof bely. Kom ons bely daarom ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof van elkeen van u spreek in die hart agterna, die geloofsbelydenis van Nisea. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Om ons sing saam gesang 242, 242, vers 3 en 4. Give me
Uit die woord van die Here lees ons vanoggend saam Efesiërs 5 vanaf vers 22. Efesiërs 5 vers 22 tot 33. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, ons dankie vir die voorreg om andermaal weer in die huis te kan wees. Hierdie plek wat U beskik het, die vermoë het U gegee om dit te kon oprig. Here, en dit kan ons glo dat dit die goedkeuring wegdra. Dat ons hier kan wees, om te aanbid, om te loof en te prys, om voor U te kan vergader, om voor U te kan bely, ons diepe afhanklikheid te kan betuig dat sonder U is ons niks, sonder die werking van die Gees en die rigting van die woord is ons verdwaald en verduisterd. Ons raak verward. Daarom dank ons U dat ons hier kan byeenkom, in vrymoedigheid, sonder die vrees van vervolging, om te kom luister, om te kom leer. Daarom bid ons vir ons by mekaar wees en saam wees, dat ons vanoggend ongehinderd kan luister. Here, daar is soveel dinge wat ons dalk baie keer pla, hoekom ons nie aandagtig kan wees nie. Geluide van buite, maar dalk woelinge en spanning en onrustigheid van binne. En ons vra vir U elkeen, van buite, van binne, bring vir ons 'n diepe stilte, om te kan hoor, helder en duidelik, so spreek die Here. Breek af ons vooroordele, ons opinies en gedagtes wat ons dalk al reeds het, sodat ons in lyn kan kom met wat die Here leer in sy woord. Ons vra vir die Here, spreek U tot ons, want die diensknegte en die diensmaagde luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 5. Ek gaan egter daarvan vers 19 aflees. 5 vers 19 tot 33. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hul eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man vrees. Tot sover toe ons skriflesing. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit in sy en haar hart bewaar. Ons teksverse vanoggend. Hoofstuk 5 vers 22 tot 24. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. En nou dink die susters, hoekom lees die dominee net daardie gedeelte die teksvers? Vanoggend dalk bietjie meer tot u gerig. Maar daarmee, broeders, kom sonder sien nou nie die susters uit en sê, hulle moet maar vanoggend bietjie luister nie. Want dadelik, as dit nou se gedagte is, dan het jy al klaar die verkeerde gesindheid ten opsigte van die woord van die Here. Want die woord van die Here spreek nie net nou tot vroue nie, maar helder en duidelik ook tot mans. Die teksverse volgende week, van vers 25 tot 33. En ek wil sommer klaar hier aan die begin ietsie uitlig oor hierdie gedeelte wat Paulus rig aan die man en vrou. Die hoeveelheid woorde wat hy spandeer oor die vrou en haar plek en verantwoordelikhede word in 3 verse vir ons gegee. En die verantwoordelikheid van 'n man ten opsigte van sy vrou van vers 25 tot 33. Dit alself sê vir ons waar lê gewig dalk in hierdie gedeelte. Daarom broeders, kan ons noukeurig luister ook vanoggend. Jy sien daar's 'n probleem in ons samelewing. Maar kom altyd kleiner na ons eie huise toe. En dis wat Paulus in hierdie gedeelte doen. Daarin hoofstuk 4 begin hy en hy praat van die eenheid van die geloof. Gelowiges wat almal same eenheid vorm. Van vers 17 af van hoofstuk 4 praat hy van die heiligmaking van die kerk. Hoe ons lewe na buite. Hoe ons lewe na buite moet lyk. Maar daardie eenheid word altyd al kleiner. Want ja, ons lewe in die wêreld. Ons is in die wêreld soos wat die Here Jesus sê, maar ons is nie van die wêreld nie. Maar daar is ons burgers in verskillende hoedanighede en werke. Maar ons kom by mekaar in kleiner groepe. Elke aand kom die kleinste groepe by mekaar wat bestaan in hierdie samelewing en dit is die gesin.
En dit is belangrik om die eenheid na buite te bewaar en uit te leef. Maar as daar nie 'n eenheid na binne is nie, dan kan daar ook nie 'n eenheid na buite wees nie. En so kom fokus Paulus nou op die huisgesin. As ons nou vir die ma's en die pa's uitgelig het vanoggend en volgende week, liewe kinders, die week daarna het betrekking op julle. Want jy is nie maar net 'n sorgvrye kind wat kan maak wat jy wil, soos jy wil, en al die ander bekommernisse in hierdie lewe is maar net jou pa en jou ma se nie. Die Here spreek ook tot kinders. En die probleem is, daar's soveel mense wat bely, hulle is Christene, maar hulle lewe nie werklik na die vereistes van God se woord nie. En wanneer dit kom by hierdie aspek van die huwelik, 'n vrou ten opsigte van haar man, 'n man ten opsigte van haar vrou, dan luister ons wat sê die sielkundiges, wat sê die huweliksberaders, seminare, praatjies, DVD's, mense wat nou hierdie goed gestudeer het, die boeke wat geskryf is. Men are from Mars en Women are from Venus is een van die, wat ons vertel hoe verskillend dit is, en ja, mens kry interessante insigte in die werke. Ene wat op 'n stadium ook baie gewild was, is die 5 tale van liefde. Geskenkies en aanraking en tyd spandeer, en dan word die goed gelees, en dan dink iemand, ja, maar my man doen nie dit nie. Hy verstaan nie my taal nie. En my vrou verstaan nie my taal nie, en nou is daar die heeltyd van, maar moet ons nou 'n tolk in die huis kry, om tussen ons twee te tolk, want ons, na 27 of 30 jaar, of 3 jaar wat ons getroud is, lyk dit vir my is daar nog 'n kommunikasiegaping tussen hierdie twee planete se tale. Maar liewe broers en susters, kom ons skuif vanoggend al daai goed een kant toe. En ons luister na die vereistes van die woord van God. En dan kan jong vroue ongetroudes ook maar luister so lank, want dit het later in jou lewe betrekking ook op jou. Broeders, van baie verse wat ons nou in die Bybel ken, dan is ons nou lief om hierdie ene aan te haal, om die braaivleisvuur, as ons vir die vrouens sê, gaan maak slaai. Die vrou moet onderdanig wees aan die man. Die vrou moet onderdanig wees aan die man. En nou wil ek sommer dit klaar kwalifiseer, liewe jong broer, elke jong suster is nie jou vrou wat aan jou onderdanig moet wees, as jy nie getroud is nie. Die Bybel sê uitdruklik aan jou eie man. En 'n jong dame wat ongetroud is, staan onder die verantwoordelikheid van haar vader en nie van haar boyfriend nie. So jy het nie die sê oor haar nie. So ken ook jou plek sommer dadelik. Maar broeders, dis baie eenoogig en eensydig om hierdie teks aan te haal en vir hulle te sê, gaan maak slaai, want nou het ek daarom ons 'n dienskneg, 'n lyfkneg. Want jy sien, ek dink, baie huwelike ontaard eintlik in statutêre saamslaap. Dis al. En hoekom ek sê statutêre saamslaap is, daar's 'n huweliksertifikaat wat die huweliksbevestiger eenmaal uitgereik het 'n klomp jaar terug. Nou sê die wet ons is getroud. Die staat sê ons is getroud. Maar binne in hierdie huwelik leef ons nie na die vereistes van God se woord nie. En al wat dit is, ek wil dit nog 'n stap verder neem, ek wil dit statutêre hoerery noem. Ek het daarom nou 'n staatssertifikaat om te sê, maar ek kan met hierdie vrou daarom nou ook gemeenskap hê.
Maar na die vereistes van God se woord leef ek nie met haar saam, of leef ek ook nie met my man saam nie. En dan is dit al wat dit is. So moet nie gebluf wees, omdat ons het daarom 'n huweliksertifikaat wat sê ons is getroud nie. Die vereistes wat ons dan moet sien, is plek en orde binne God se skepping. En dis nou die gedeelte, liewe susters, wat vir nie maklik is nie, want is daar nou 21ste eeuse vroue, ons is verlig, ons is nie meer in die slawe juk van oud Bybelse geskrifte nie. Ons het moderne mense wat vir ons moderne studiestukke kan skrywe. Hierdie Bybel, oor 'n tydperk van 3000 jaar geskryf deur 40 skrywers, wat beweer hulle is deur die Heilige Gees geïnspireer. Dis bietjie oud, dis argaïs. So ons het nuwe insigte nodig. Liewe broers en susters, al die nuwe insigte wat ons nou al geleer het deur sielkundige beraders en huweliksberaders, maak nie dat die egskeidingssyfer afkom nie. In die week luister ek 'n praatjie, en nou is ek nie presies seker nie, maar maak nie saak hoekom nie, maar 90 egskeidings per week in Suid-Afrika. Ons is een van die lande in die wêreld waar ons die maklikste sê, einde van die storie. Iemand het per geleentheid gesê, dit gaan deesdae vinniger in die hof, as die egpaar in die hof kom, wat die landdros sê, hiermee verklaar ek die band dan tot niet. Dit gaan gouer, as wat die bruid hier by die deur ingestap kom, totdat ek verklaar, hiermee verklaar ek julle wettig getrou. Dis gouer om daai band daar te breek, daai dag, as wat dit vat om hom hier te bevestig. En die probleem is, daardie orde wat ontken word, wat geminag word, deur ons almal. En dalk vrouens, susters, weet dit klink nie gemaklik dalk op die ore vanoggend nie. Maar die word in die konteks van ons samelewing aangemoedig, doen dit. En die skepingsorde sê die man is die hoof, hy's eerste geskape, lees ons in ons geleesde gedeelte. En die man kry die verantwoordelikheid om hierdie skepping te bewoon, te bewerk en te bewaak. En die vrou word vir hom gemaak om 'n hulp te wees. Nou daar skiet die Afrikaans bietjie te kort wanneer 'n ou kom by Genesis 3. Om te sê, dis nie net 'n hulp in die sin van iets wat ek gebruik om my te help om iets te doen nie. Maar die hele konteks daarvan is een wat soos hy is, maar nie so nie. En my voorbeeld wat ek maar gewoonlik gebruik, is soos 'n slot en 'n sleutel. Die een is soos die ander, maar hulle is ook nie dieselfde nie. En 'n slot op sy eie, sonder die sleutel, is nutteloos. En 'n sleutel sonder 'n slot, gee jy vir die kleintjies om mee te speel wat van blink goed hou. Maar saam vorm dit 'n werkbare eenheid. En dit is in daardie opsig, waar Adam die diere deurgekyk het, en hy het gesien onder die diere, is daar nie een soos hy nie. Een wat by hom pas. En daarom maak die Here vir hom een wat by hom pas. Maar voordat die Here dit doen, gee hy aan Adam die opdrag om te bewoon, te bewerk en te bewaar. En daar in die tuin van Eden gebeur hierdie verskriklike ding, dat Eva, toe die slang by haar kom, wend haar nie tot Adam om te sê, hy het nou vir my gesê dit wat nou nie. Sy wil op haar eie optree. Sy wil autonoom wees. Sy wil haar eie besluite kan neem. Ek sal nie laat hierdie man vir my sê wat ek mag of nie mag doen nie. En hy eet
sy eet van daardie vrug. En eers nadat sy geëet het, toe sit, wil ek amper sê, kom sy dalk tot die besef, wat het nou gebeur? En toe eers gaan sy na Adam toe, ook nie om te bely, ek het hiervan geëet nie, maar om hom te oorreed, eet jy saam. En die regeerfunksie wat Adam daar moes doen, doen hy ook nie, hy vat net en hy eet. Niemand het dit aan hom in sy mond ingedruk nie, maar in daai gebeurtenis, liewe broers en susters, kom die vrou uit die skepingsorde uit. Sy onderwerp haar nie, sy lê haar nie neer by die orde hoe God dit gemaak het om te wees nie. Sy wil eintlik God wees. Sy wil bo die man wees. Want dis wat die slang vir haar gesê het. As julle hiervan eet, sal julle soos God wees. En die res is geskiedenis. Maar die oordeele wat die Here uitspreek in Genesis 3, gaan juis daaroor. Jou begeerte sal na jou man wees. En daardie gedeelte gaan nie nou maar oor 'n fisiese aangetrokkenheid, ek sal hom begeer nie, maar om deur sy regering bedek te word, om onder sy regering te staan, want dit skep sekuriteit. Dit skep sekuriteit. Terwyl ek ook nou daaraan dink, kom ons skuif hierdie hele idee van the battle of the sexes uit ons gedagtegang uit ons woordeskat uit. Hierdie hele kwessie van wie's beter, mans of vrouens, is uit die hel uit. Dis nie eers naastenby waaroor dit gaan nie. Want broeders, daar's susters wat insig in die woord van die Here het, wat kerkraadslede dikwels kan droom om te hê. So nie net omdat 'n vrou is, weet sy niks nie. Maar susters, daar is ook broeders wat vaardighede in 'n kombuis het, wat vrouens kan droom om te hê. Maar dis glad nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor God se orde, hoe hy dit verordeneer het, en ons wat hier is, moet ons daaraan onderwerp. En toe ons bely het, ek glo in God, kom ek en ek onderwerp my daaraan. Ons lees in Spreuke 31 hierdie mooi woorde. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. En dan vers 11 en 12. Sien ons hierdie vrou se optrede ten opsigte van haar man. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Liewe susters, dalk voel u, dalk dink jy, ja maar hierdie man of my man, hy verdien nie respek nie, want hy behandel my nie so nie. En wat ons moet besef vanoggend is, dit gaan nie oor wat iemand verdien nie, maar oor wat die Here verordineer. Nergens in hierdie gedeelte lees ons wat Paulus aan die Efese skryf, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig as hulle dit verdien nie. Maar daar staan soos aan die Here. Dit beteken ongeag ek erken die Here se heerskappy oor my en daarom ook aanvaar en erken ek my man se heerskappy oor my. Want Petrus skryf in 1 Petrus 3. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat
As sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van hulle vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle jul reine, godvreesende wandel aanskou het. So moet 'n vrou ten opsigte van haar man lewe, is dit dat as hierdie man ongehoorsaam is aan die woord van die Here, hy deur die lewe van sy vrou dit vir hom 'n getuienis sal wees. En die implikasie is, daar kon staan die vraag, ja maar hoe lank? Hoe lank moet ek nou probeer? Die implikasie is, en daar's nêrens vir ons 'n tyd daarin gekoppel nie. Dis 'n lewenstaak en 'n roeping dan van 'n vrou. As dit dan nou ongelukkig blyk dat die man op wie ek my hart verloor het, aan wie ek toe nou trou beloof het, skielik nou na die huwelik is daar 'n wrede ontnigtering. Alles het so goed en reg gelyk en nou is dit nie. Om in 'n stille getuienis, want die dag van die eindoordeel, as daardie man voor die Here staan, dan kom sy vrou se lewe voor hom op en dit word verswaarende omstandighede vir die oordeel wat die Here oor hom sou vel. Jy het gesien, jy het haar nederigheid gesien, jy het haar toewyding gesien, jy het haar godvreesende lewe gesien en steeds het jy haar geminag en so vir my ook. Nou moet 'n ou se motief nie wees van vandag af gaan ek vir hom so lief wees sodat die kole vir hom opgehoop kan word nie. Want die motief moet wees dat hierdie man deur hierdie lewe van nederige diensbaarheid tot inkeer sal kom. Hier word vir ons 'n mooi voorbeeld ook gegee in 1 Petrus 3. Julle versieringe moenie uiterlik wees nie. Haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie. Nou vanoggend wil ek nie regtig iets daaroor sê nie, maar dis nie hoe mense man vang is met klere drag en versiering en vir enigiets nie. Maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees is wat kosbaar is voor God. Sê die versiering moet wees in die verborgenheid van die mens se hart. Sê want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. En hier is vir my 'n baie mooi gedeelte in die Bybel. So Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Die manier hoe Sara met Abraham geleef het, word voorgehou vir 'n toonbeeld vir hoe 'n vrou ten opsigte van haar man. En die woord sê sy het hom Heer genoem. Jy nou dink ma en pa noem mekaar meneer en mevrou in die huis. Nie om snaaks te wees nie, want dis wat dit op neerkom, maar omdat daar respek is. Diep respek vir die een teenoor die ander. En 'n vrou haar man so noem soos wat Sara dit genoem het. En hier word Sara opgeteken as 'n voorbeeld vir vroue om na te streef, om so te wees. Nou liewe susters, as jy nou begin dink, die woord van die Here sê, met ander woorde, 'n vrou se plek is in die kombuis agter die stoof of by 'n naaimasjien. Kan my sê ja, as ek 'n deel daarvan, want die res van Spreuke 31 gaan ek nie vanoggend nou vir u lees nie, maar daarna verwys, maar gaan lees dit nou by die huis van vers 10 af, die hele gedeelte. Daar lees ons van 'n vrou wat, ja, sy kook, sy maak kos, bak brood vroeg in die oggend. Sy maak klere, sy spin, as haar hand 'n stuk garing vang, dan word dit 'n stuk materiaal. Maar sy woeker verder, sy eiendom, sy koop en verkoop eiendom. En sy het 'n hele bedryf van
besighede wat sy daardie vrou aan die gang het, sy diensmeisies. Ja, broeders, hierdie idee wat ons mos het van nee, flikse Afrikaner vroue, hulle werk in die huis. En hulle moet al die werk altyd self doen. Wys vir my dit in die Bybel, dat dit Bybels gegrond is, en dat dit dalk nou Bybels verkeerd is, om 'n bediende, of bedienis in die huis te hê. Sarah het bedienis gehad, wat hulle besig gehou het met ander skoonmaakwerk en voorbereidingswerk. En sy het fabriek besit, die vrou in Spreuke 31, wat materiaal maak en verkoop, met mense wat vir haar werk. En haar man sit in die stadspoorte, en die mense bewonder hom. En alles kom terug, omdat die Here Jesus die hoof is van die kerk. Maar broeders, daardie man van wie ons lees in Spreuke 31, en hy lyk nogal na 'n gelukkige vent. Hoe hy geëer word, hoe hy in die stadspoorte sit en mense hom bewonder. Hy dra soveel krediet weg en dit alles vir die werke van sy vrou, wat nie vir ons gesê word nie. Wat ons ook nie nou net gelees het, noodwendig tussen Abraham en Sarah nie, maar hierdie broeders het 'n omgewing geskep. Die broeder het 'n omgewing geskep, waarbinne sy vrou so kan funksioneer. Sy hoef dit nie vir haar te gaan opeis, die emansipasie van die vrou en vroueregte en moet veg daarvoor, omdat mans het hierdie idee van julle hoort net in die kombuis nie. Ons lees dit nie in die Bybel nie, ons lees van vele vroue wat besighede bedryf het in die Bybel en suksesvol was. So liewe suster, as jy dalk nog geloop het met hierdie ding van, omdat ek 'n loopbaan het, as ek eintlik 'n slegte ma, want 'n goeie ma is altyd net by die huis. Besig om kos te kook, klere te was, huis skoon te maak, broodjies reg te kry, die kinders by die skool te gaan haal en net altyd met. Dis ook goed. Dis ook werk wat belangrik is. Maar ons lees in die Bybel van vroue wat loopbane bedryf. Daar's plek vir haar om te funksioneer. Maar die beginsel is binne daardie skepingsorde wat die Here gestel het. Binne die reëls wat God neergelê het. Van die man is die hoof van die skepping. En dan die orde daarmee saam en die vrou saam met hom. En as elkeen van ons plek ken en daarby hou, liewe broers en susters, sal baie dinge verander. Ek is van harte oortuig, selfs egskeidingssyfers sal laag word. Ons kan probeer luister vir al die huweliksberaders se slim planne en boekies wat hulle skryf, en solank soos dat ons hierdie verordening van die Here verlaat, sal daar ongelukkigheid bly en bly voortbestaan. En dink so oor die eie huwelik, of as jy met vriende of familie werk. Want almal kom nie altyd na die dominee toe nie. Mense verkies deesdae mos ook eerder om na 'n beraader toe te gaan, want as dit met R300 of R400 die uur kos, dan moet dit daarmee moeite werd wees. As die mediese fonds daarvoor betaal, is dit nog meer die moeite werd. En dit wat die Here vir ons gee, is verniet. Hier's die woord, hou daar die orde. Die Here Jesus is vir ons die toonbeeld daarvan. Van nederigheid, van diensbaarheid. Hy word onderdanig aan die Vader. Hy kom dien met sy lewe, hy kom dien mense wat hom verag, wat hom verwerp, wat op hom vloek, wat op hom skel. Hy kom dien hulle. Liewe suster, dan is jou eie man wat dalk
jy beskou hy is maar hy's dan ongeduldig en maar hy's daarom sis en hy's daarom so, dan's hy eintlik nog 'n lammetjie. Teenoor hierdie mensdom wat die koning van die aarde so verag en verwerp het. Geen vrou, wil ek vanoggend vir u sê, ongeag van hoeveel sy kon al verduur het nie, is so verag en verwerp soos die Here Jesus nie. En susters, ek sê dit met baie deernis, maar dit help ook nou nie, ons draai doekies om en plak wathuitjies wat dit probeer sag maak nie. Verwerping, veragting is bitterlik seer en veroorsaak baie leed en hartseer. Ja, dit doen. Maar dit vergelyk dit wat ek kan beleef self ook. Vergelyk nooit met die veragting en verwerping wat die Here Jesus deurgegaan het nie. En ten spyte daarvan het hy daai kruispad geloop tot aan die einde. Totdat hy daar aan die kruis uitroep: Vader, in u hande gee ek my gees. En hy blaas sy laaste asem uit. Broeders, net om al die onus vanoggend op die susters te plaas nie. Skep vir u suster, vir u vrou, 'n omgewing waarin sy kan floreer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelvader, Here, as kerk, as gemeente, moet ons kom bely dat ons so dikwels ons meer steur aan wat sê die boeke, beraders en sielkundiges oor huwelike en persoonlikhede en dat ons meer daarna luister as wat ons na u woord luister. Dat ons meer daarop agslaan wat in die tydskrifte artikels geskryf staan, as wat ons agslaan wat u woord vir ons leer. En ons vra vir u, vergewe ons daarvoor. Vergewe ons dat ons u woord minag. En ons vra vir u opnuut dat hierdie woord van u die regte plek in ons lewe sal inneem. As mans, as vrouens, as kinders. Om ons waardestelsels, ons denkraamwerk op grond daarvan te bou, die Here Jesus altyd voor oë, die een wat die nederige is, wat, hoewel hy die skepper van alles is, kom word hy ons dienaar. Daarom bid ek vanoggend in besonder vir elkeen van ons susters. Here, dat U hulle sal omvou met die liefde, met die wete dat te midde dalk van swaar kry en ongemak wat hulle kan verduur, dat hulle getuienis onverskrokke sal wees. Dat hulle daarin sal volhard, om daardie stil getuienis te lewer in 'n huis, in 'n huwelik, van die heerlikheid en die grootheid van God. Ons dankie vir hulle vaardighede, waarmee ons susters ons gemeente reeds bedien, waar hulle voorgaan in soveel werke en aktiwiteite en daarop gereken kan word, op hulle staat gemaak kan word. Vader, en dan moet ons kom bely ook as broeders dat ons so dikwels besig is met ons eie sake en eie beplanning, dat ons nie altyd vir hulle die omgewing skep om te funksioneer en te floreer nie. Ons is so daarop ingestel dat hierdie vrou my behoeftes moet dien en voorsieninge moet maak daarvoor, vir ons eie beplanning en dinge dat dit ons verbygaan, dat hulle eie beplanning en dinge het, en ons kom bely dit voor U, wederzijds,
dat ons verantwoordelikhede het. En ons vra vir die Here, neem ons op 'n weg, elkeen van ons, elke egpaar, elke man en vrou, om bietjie die DVD's en die tydskrifte en alles wat ons weet, sogenaamd oor huwelik, een kant toe te skuif en die woord van die Here te vat. Om te sê, maar wat is die vereistes? Wat het God verordineer vir ons? En dat ons dit sal lees. Dat ons dit sal ter harte neem. Om so met mekaar saam te lewe. Sodat ons werklik 'n getuienis kan wees van die verhouding tussen die Here Jesus en sy kerk. Dat ons kinders daarmee kan groot word. En dit vir hulle van selfsprekend sal wees later in hulle eie lewe en in huwelike. Ons kom bid vir die wat siek is. Ons bid vir gesondheid, beterskap, herstel, die wat nog 'n lang pad van herstel voor het. Vir krag en sterkte en opbou vir elkeen van hulle elke dag. Vir die wat bedroef is, dat U sal vertroos en opbou. Met die nabyheid, Here, om te weet, by U is genade, by U is vergifnis. En dat ons mekaar ook daarin sal begelei. Ons kom bid vir ons werksaamhede hierdie week, aktiwiteite wat beplan word, by die gemeente, Bybelstudie wat gedoen word, dat dit U eer en U aangesig sal soek. Elkeen by sy of haar werk, ons kinders by die skool. Vader, ons vra dat U ons sal bewaar teen die magte van die duisternis. Hierdie vyand wat lê en loer, wat subtiel sy nette en sy strikke span, dat ons dit sal kan raak sien en nie daarin gevang word nie. Ons bid vir ons land, Here, waar soveel mense is en instellings is wat U totaal verontagsaam, met hierdie spotdryf, dat ons nie net opgewerk en kwaad sal raak nie, maar dat ons werklike daar getuienis sal lewer sonder huiwering, sonder aarzeling. Die eer van God altyd voorop sal wees. By ons werk, by die skool. Vader, ons kom vra vir U, dis vir die seisoen draai, wees ons genadig met reën. Dele wat nog baie droog is en damme wat water kort, waar veel dorpe baie groot waterbeperkings in die gesig staar vanweë die droogte toestande. Vader, want sonder U kan ons nie leef nie, en daarom bid ons om hierdie middele wat ons so nodig het. Lei ons dat ons werklik U aangesig sal soek en sal vind. Want Here, aan U alleen behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in ewigheid bid ons dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam Gesang 325. Gesang 325 staan deur U Gees, o Here, die egpaar altyd by, sodat hul U ter ere hulself aan U kan wy. Ons sing dit vanoggend vir mekaar. Ons as egpare voor die Here, gee dat hul deur die lewe mekaar tot hulp sal wees, bo selfsug ook verhewe, een van sin en gees. Gesang 325, ons sing dit staande, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Staan weer, Gees, o Here, die
ontvang die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan u geskenk van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.